Goed, kom ons spring weg. Ons kyk vandag na 'n nogal interessante bron, Dr. Lets Pretorius se Boereboek. Dis gebaseer op sy meestersverhandeling. Ja, en dit pak 'n kwessie aan wat baie mense seker raak sien. Daai verdeeldheid, soms selfs verwarring onder wat die bron noem BASTE 21. BASTE 21, ja, blanke Afrikaans sprekende Suid-Afrikaner van die 21ste eeu. Net om duidelik te wees oor wie ons praat. Presies. En jy sien dit mos. Dink aan daai Senekal hofsaak in 2020. Hoe verskillend mense gereageer het. Dit wys nogal duidelik, hierdie groep is nie een monoliet nie. Nee, glad nie. So, die boek takel daai groot vraag. Is jy nou 'n boer of is jy 'n Afrikaner? Maar vanuit 'n meer wetenskaplike hoek, né? Dis 'n idee, ja. Om verby die emosie te kyk. Maar voor ons daarby kom, miskien net vinnig 'n paar kernbegrippe, soos identiteit, hoe jy jouself sien, jou groep teenoor ander. En dan die verskil tussen 'n volk en 'n nasie. Jep. 'n Volk volgens die bron meer kultureel gedeelde taal, herkoms, tradisies. Hulle gebruik die boervolk as voorbeeld. En 'n nasie is dan breër, meer polities. Ja, presies. Soos die Afrikaner-nasie. Die idee was mos histories om die boer en die Kaapse Afrikaner, die bron noem hulle ook die kolonialers, saam te bring. Goed, so met dit in gedagte, wat is die boek se hoofargument? Daai nuwe paradigma. Wel, die kern is, Basa 21 is nie een enkele groep wat maar net so van self gegroei het sedert 1625 nie. Die argument is eintlik dat jy twee unieke groepe gehad het. Die boer en die kolonialer of Kaapse Afrikaner? Ja, hulle het apart ontwikkel, met verskillende ervarings, verskillende wêrelde amper. En toe, eers later, veral in die 20ste eeu, was daar 'n poging, Deur wat die bron sosiale ingenieurswese noem. presies, 'n poging om hulle kunsmatig saam te smelt in hierdie breër Afrikaner identiteit. En die groot punt is dat daai samesmelting nooit regtig voltooi is nie. Dis die kerninsig, ja. Volgens die bron was dit fundamenteel onvolledig. Die paai het net te ver uit mekaar geloop, histories en kultureel. So die pogings om te verenig het eintlik, ironies genoeg, dalk die verskille net verder beklemtoon. Dit is deel van die argument, ja. En dit help dalk verklaar hoekom daar vandag nog soveel spanning is oor wie ons nou eintlik is en waarheen ons op pad is. Goed, so hoe het hierdie verskille dan oorspronklik ontstaan volgens die bron, tussen boer en Kaapse Afrikaner? Dit het baie te doen met gedeelde ervaring en hoe groepe hulself begin sien. Weet daai idee van 'n verbeelde gemeenskap, hoe mense wat mekaar nie almal ken nie, steeds voel hulle hoort saam. Soos die vroeë boere aan die oosgrens. Juis. Daar het 'n sterk ons-gevoel ontwikkel, dikwels gekoppel aan die idee van 'n spesifieke roeping of bestemming. Dis anders as die later Afrikaner-dom idee, wat breër bedoel was, maar dalk nie vir almal ewe diep gevoel het nie. En die rol van konflik, die grensoorloë, die trek, die vryheidsoorloë, hoe het dit die boere anders gevorm? Och, massief. Daai konstante konflik was absoluut vormend. Dit het nie net solidariteit geskep nie, maar ook baie spesifieke sosiale strukture. Soos die kommandos? Ja, presies. Dis 'n goeie voorbeeld. Dis nie net militêr nie, dis 'n sosiale organisasie wat die gemeenskap bind. Dink aan laars, families, later die republieke. Dit het alles gegroei uit daai unieke, dikwels harde omstandighede. En die Kaapse Afrikaners het dit nie op dieselfde manier beleef nie, meer gevestig, koloniaal. Hulle het net eenvoudige ander stel ervarings gehad, ja. Binne 'n ander soort bestel. So, hul ontwikkeling was anders. En dan die simboliek. Bloedrivier, die gelofte, daai tipe dinge. Absoluut sentraal, ja. Die bron wys hoe sulke gedeelde simbole en gebeure kernvorm van hoe 'n groep sy identiteit bou en uitleef. Vir baie boere het dit 'n diep, amper heilige betekenis gekry. Maar nie noodwendig vir die Kaapse Afrikaner op dieselfde manier nie. Nie met dieselfde intensiteit of op dieselfde manier ingebid in 'n kollektiewe bewussyn nie, nee. So, die punt is, jy het hierdie verskillende ervarings gehad, konflik, gemeenskapsvorming, simboliek, strukture, wat twee duidelik onderskeidbare paaie geskep het. So, om op te som, die boek sê eintlik, daai tradisionele prentjie van een enkele Afrikaner volk wat net so ontwikkel het, dit kort bietjie nuance.
Wel, dit daag dit direk uit, ja. Dit sê, die verdeeldheid wat jy vandag sien, is niets nie. Dis amper die logiese gevolg van daai kunstmatige, onvoltooide samesmelting. En dit bring ons natuurlik by die wat nou, waarheen vorentoe. Ja, en hier verwys die bron na 'n Amerikaanse skrywer, Will Roberts, wat praat van 3 breë opsies vir groepe in sulke situasies. Jy weet, emigreer, free. Of konformeer, plie, probeer maar aanpas en oorleef binne die sisteem. En die derde een, wees vry, be free. Streef daarna om as 'n eie aparte entiteit voor te bestaan. En die boek fokus dan veral op daai laaste een, wees vry. Korrek? Maar, en dis belangrik, die bron sê om daardie pad te kan loop, moet jy eers hierdie nuwe paradigma aanvaar, die realiteit van die 2 groepe binne Bassa 21. Jy moet die geskiedenis verstaan en aanvaar. Ja, en tweedens, stel dit 'n soort gesamentlike strategie voor, met verskillende voertuie, organisasies in taal, kultuur, politiek, selfs veiligheid, elkeen doen sy deel. Soos 'n konvooi, elkeen op sy eie terrein, maar almal beweeg saam. Redelik skerp waarskuwing, nê? Ja, nogal ernstig. Dit sê basies, sonder 'n radikale koersverandering, een wat juis hierdie historiese verdeeldheid en die nuwe paradigma verstaan en aanvaar, stuur Bassa 21 as geheel op 'n afgrond af. Sjoe. Dit los jou met nogal iets om oor te dink. Wat beteken hierdie analise vir jou persoonlik, vir jou identiteit, en watter van daai 3 paaie, flee, plee of be free, maak vir jou die meeste sin? Iets om oor te wonder.